Kom ons lees saam. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom, en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Tot sover. Kom ons gaan terug na die eerste Kersfees toe, van Matteus. Hy noem 3 plekke, 3 mensegroepe, kulture, wêrelde, en hulle verskillende belewennisse van Kersfees. Daar was Rome. Dit was die hoofstad van die destydse westerse wêreld. Dis die sentrum van alle groot politiese en ekonomiese aktiwiteit. Die plek floreer. Hulle is besig om vooruit te gaan. Dit gaan goed met almal. Daar is net in alle opsigte vooruitgaan. Herodes is die koning van die Jode. Onder die Romeinse regering, regeer hy die Jode. Dan is daar Jerusalem. Dis die hoofstad van die Jode. Dis die godsdienstige sentrum en hulle kultuur is diep verweef in hulle godsdiens. Dit draai om die tempel en hulle aanbid, hulle bid, hulle bring offers, hulle hou feeste. Hulle het 'n diep koneksie met mekaar, is ingestel op oorlewing, maar dit gaan swaar. Want die plek is onder regering van die Romeine. En hulle betaal baie belasting. So daar is finansiële druk op hulle. En dan is daar die ooste. Uit Babylon uit is daar 3 wyse manne wat kom. Ons weet nie presies wie hulle is nie. Wat ons weet van die destydse Babylon is dat hulle bekend was vir hulle sterrekundiges, hulle astroloë, en die feit dat hulle groot klem gelê het op drome, en dat daar baie wysheid vanuit die ooste gekom het. En hierdie 3 manne is 3 van daai manne, en eintlik is dit nie 3 nie, ons weet nie presies hoeveel dit was nie. Daar was 3 geskenke, hulle was nie konings nie, maar hulle was Magus is die Griekse woord, dit is in die Engelse magi, wyse manne. Hulle het die sterre bestudeer, hulle ontdek iets ongewoon, en hulle dink dat daar 'n baie belangrike koning gebore word, nou, in Israel, en hulle reis soontoe. So, dit is deel van Matteus se skets van die agtergrond, net na Jesus se geboorte. Die grootste gebeurtenis van die geskiedenis, kan ons sê van die mensdom, is besig om plaas te vind. En dit vind ongesiens plaas. Daar is nie 'n groot optog nie, daar is nie trompette wat blaas nie, almal weet dit nie. En een ding weet ons, dat hierdie gebeurtenis, volgens Matteus, gebeur nie soos wat ons dit verwag nie. En dit gebeur nie soos wat ons dink dit sou gebeur. En veral nie deur die hoofstroom word alles bekend nie. Die verskillende wêrelde waarin hulle opgeneem is, gaan onverstoord aan. Ek meen die politiese, ekonomiese aktiwiteite, die godsdienstige, kulturele,
En daar is geestelike belewennisse ook, maar niks verander regtig nie. En daar iets van die aard van Kersfees word hier weer gegee. En ek wil vra, is dit nie nog dieselfde vandag nie? 'n groot onbewussyn van die grootste, belangrikste ding wat besig is om te gebeur in die wêreld. Daar's soveel goed wat die hoofopskrifte oorgaan. Maar gaan dit oor die geboorte van Christus, die feit dat Christus aarde toe gekom het. Ons is onbewus. Om 'n woord te gebruik, ons slaap. Dis 'n woord waarvoor Paulus baie lief was. Slaap, om onbewussyn mee te beskryf. En hy sê op die een plek dat ons eintlik slaapwandelaars is. Ons gaan deur hierdie lewe onbewus. Luister hier wat sê die message. But make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-to-day obligations that you lose track of time, doze off, oblivious to God. The night is about over, dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing. God is putting the finishing touches on the salvation work He began when He first believed. So wat Paulus sê is dat dit nie verkeerd is om besig te wees met ons dag tot dag aktiwiteite, verpligtinge, die lewensloop. Hy sê maar oppas dat jy nie so opgeneem word nie. Dat dit uiteindelik alles waaroor julle lewe gaan, is net om al julle verpligtinge en goed na te kom nie. Dit is om totaal vol te wees in jou binneste en geen ruimte of plek te hê vir enigiets anderster nie. Ons doen inkopies. Ons gee geld uit, ons beplan, ons wil wegkom, ons kyk na die sport en ons is besig met soveel goeie goed. Ons het geen plek. Daar's eintlik nie 'n bewussyn van God, van wat hy besig is om te doen, en wat besig is om te gebeur in die wêreld deur hom nie. Jesus het baie daaroor gepraat. Hy praat een keer oor 'n groot maaltyd in Lukas 14 en hy sê die grootste ding is besig om te gebeur. Die Here hou 'n groot maaltyd en hy nooi almal uit om te kom. Maar daar's net verskonings. Die wat genooi word sê, ek's besig met osse. Ek het nuwe osse gekoop. Die ander een sê ek het 'n nuwe stuk grond gekoop. Die ander een sê ek gaan trou. En dit is nie dat hulle nie belangstel nie. Dit is nie dat een van hulle sê nee, dis 'n slegte idee nie. Dit is baie belangrik. God is. Ek wil daarby uitkom. Maar dit is net dat ek nou opgeneem is en net 'n bietjie te besig is. En wanneer ons uitvind dat ons gekaap is en dat ons net besig is met onsself en besig is met ander dinge en die dinge van die lewe, dan voel ons duidelik sleg daaroor. Ons voel gemis. Maar ons weet ook dat as ons lewe net om dit draai, dit nie genoeg is nie. Ons kontak verloor met die diepste verlange wat daar binne in ons is. Ons voel sleg as ons vergeet het. En ons kan selfs, weet nie net skuldig voel nie, maar 'n skaamte ervaar. As jy skuldig voel, dan voel jy net sleg oor wat jy gedoen het. As jy skaamte beleef, voel jy sleg oor wie jy is. Want daar's iets groots waaroor Kersfees gaan. Ons herdenk die koms van Christus na hierdie aarde toe. Nie net histories nie. Ons dink ook aan die maniere waarop hy aanhou kom na ons toe. Nou hoe hy na vore kom in ons. So dit is Matteus se boodskap. Ons verloor bewussyn. En in sy oproep is, raak bewus van hierdie groot ding wat nie gang is. Hy sê 'n ster
is in die ooste gesien. So hy sê, ten spyte van die feit, dat ons so opgeneem word met onsself en so besig is God nog steeds besig om na ons toe te kom, met pogings om ons wakker te maak. En wat hy gedoen het, en een van die goed wat hy destyds gedoen het, was om 'n ster te stuur. Dit is om 'n inbraak te maak op die normale gang van jou lewe. Weet jy, daar's 'n tradisie, waarvan baie van ons nie deel is van nie, wat in die adventtyd 'n epifanie. Dit is gewoonlik op die 12de dag na Kersfees. Epifanie te vier. En hierdie gebruik is geskoei op hierdie gebeurtenis van die wyse manne wat uit die ooste uitgekom het. Hulle het 'n epifanie ervaar. Wat beteken 'n epifanie? Hulle het 'n skielike bewuswording ervaar. Dis asof daar 'n verligting plaasvind, 'n verheldering, 'n duidelikheid van iets wat eintlik besig is om te gebeur, wat so maklik fisies en psigies gemis kan word. Die Engelse woord numinous, wat toe ek gaan kyk, baie moeilik, daar is nie eintlik Afrikaanse woord daarvoor wat ek kon kry nie. Wat beteken, dit kan net eintlik 'n woord wees wat 'n mens kan omskryf. Dis 'n geestelike ervaring. Met ander woorde, dis meer as 'n fisiese, psigiese ervaring. Dit oorskryde. Daar's iets geheimsinnig, misterieus omtrent hierdie ervaring. En as jy so iets ervaar, wek dit ontzag by jou. Dis ontzagwekkend. Dit los jou met 'n verwondering en 'n bewondering. En is aangrypend. Jy vergeet dit nie maklik nie. Jy dink daaroor na en jy sal dikwels teruggaan 'n paar dae later na die ervaring, dink jy nog steeds daaraan en dan is dit vir jou so helder asof dit nou net gebeur het. Dis 'n epifanie, 'n epifanie wat beleef word deur God. Nou, wat baie interessant was, ek het klas gekry by 'n professor wat gesê het, hierdie ervarings is baie algemeen. En hy noem 'n klomp voorbeelde, maar hy sê, hier is die probleem. Ons let nie op nie. En omdat ons dit nie ag nie, omdat daar nie in ons woordeskat, omdat ons dikwels daaroor praat, of het gebruik in ons woordeskat nie, sal ons sê, dit was nou baie vreemd die dinge, ek kon dit nie verstaan nie, en dan gaan ons maar net aan. Jy weet, asof niks gebeur het nie, dit is vir 'n oomblik, die sonsondergang met helder kleure en is my asof ek verbeel my ek het nou iets gesien, maar ek skryf dit dadelik af. En ek gaan net aan asof niks gebeur het nie. Ons het sulke ervarings. En dan is dit dat hierdie ster kom uit die ooste uit. Nou, dit is 'n baie interessante ding, want dit is so ongewoon. God ontmoet ons waar ons is. As daar iets is wat ons kan leer uit hierdie ervaring, dan is dit dat hy buite die grense van verwagting na ons toe kan kom en ons verskyn met ons werk. Ek meen, dink 'n bietjie aan Jesus se bediening. Dis iets baie algemeen. Ons lees dit, maar ons kom dit dalk nie ons leer dit dalk nie op nie. Jy weet, Jesus gebruik 'n sekswerker. Dan sê hy, sy en hulle sal baie godsdienstige en geestelike mense voorgaan in die koninkryk van God. Hulle is baie meer oop. Sy het dit gekry. Sy weet waaroor dit gaan. Jesus gebruik 'n Samaritaan. Dis 'n ou met 'n ander Bybel, 'n ander kultuur. En dan sê hy's die een wat dit kry, nie die priester nie, nie die leviet nie. Hy gaan na die melaatses toe. En dan vat hy aan hulle, die uitgeworpenes, en dan sit hulle wat terugkom en sê, dankie. Dis hulle wat dit kry, dis hulle wat dit sien. Dis asof God dikwels op die op randverskynsels werk. Meer as wat hy deur die hoofstroom, wat ons sal dink, binne die tempel, deur die skrifgeleerdes,
wat alles weet, alles ken, dis waar ons dit kan verwag. Nou sê hy, nee, dit kom nie van die kant af. Dit beteken nie dat hier 'n kondonering is, met ander woorde 'n goedkeuring is vir byvoorbeeld astrologie nie. Kyk, se verskil met sterrekunde is die wetenskaplike navorsing van die sterre, maar astrologie het te doen met die koppeling van geestelike krag agter die sterre wat gekoppel word aan menslike gedrag of belewennisse of verskynsels in die natuur of in ons lewe, dat dit verband hou met die sterre en dat die sterre die boodskappers is daarvoor. Deuteronomium 18, Jesaja 47, nee, deur niks anderster as deur God nie. Wat met ons praat en met ons werk, deur veral die skrif, deur die werk van die Heilige Gees, dit met ons wakker maak word. As ons so dink, dan kan ons ook dink dat die Here nou deur donkies moet praat, want hy het ook deur 'n donkie gepraat. Nee, dit beteken nie, dit is normatief nie, maar hy kan. En op hierdie geval ontmoet hy die mense binne hulle kultuur, en hy praat met hulle, en hy maak met hulle aan iets bekend. Daar is die sterrekundiges van vandag, wat Christene is, wat probeer om hierdie verhaal ook uit te lê in die lig van die sterrekunde. So het hulle byvoorbeeld uitgevind dat daar in daardie tyd dieselfde gebeurtenis gebeur het as wat ons nou net 'n rukkie gelede gesien het, waar daar 'n belyning van die planete was. Jupiter in Babylon was die koninklike ster gewees. Dit was die waarde wat toegevoeg was aan Jupiter. Maar die belyning wat plaasgevind het is dat Venus, Jupiter, Saturnus, soos wat ons 'n rukkie gelede gesien het, was belyn gewees. Met die aard van die aarde af kon ons hulle almal in 'n lyn sien. En dit het ook gebeur met die tyd van die geboorte van Christus. Maar die skrif sê nie die naam nie. En Matteus noem nie en maak nie melding van die name van die sterre nie. Wat beteken dat dit nie so belangrik was vir hom, dat hier wel 'n belyning plaasgevind het nie, maar dat God aan werk was, deur hulle, in hulle eie kultuur. Wat gebeur het was, dat hulle gelei was na Jerusalem toe. Daar is hulle gelei na die skrifgeleerdes toe, waar die skrif vir hulle uitgelê is, waar die plek is, na Bethlehem toe, waar Christus gebore is. So wat ons kan agterkom is dat hierdie manne van die ooste in kontak was met innerlike sowel as met uiterlike gebeure. Die skrif sê, toe hulle die ster sien, het hulle self verheug met groot blydskap. Die ster buitekant gesien, binnekant was daar 'n belewenis. So, dit is die uitnodiging, dat daar by ons spasie sal kom, dat daar by ons 'n stilstaan sal kom om te let op wat besig is om in ons lewe en om ons lewe te gebeur. Daar gebeur soveel, daar is soveel aan die gang. Dink net aan al die musiek wat jy hoor. Wat sê daai musiek? Luister jy? Die ligte, dit is die fees van ligte, en skielik is al die ligte in so 'n gang. Waaroor gaan die ligte? Dit gaan oor 'n verder, in 'n dieper kyk, as die fisiese en psigiese. Waaroor gaan dit alles? Die geskenke wat ons gee. 'n Kind, om te let op 'n kind, sy opgewondenheid, sy verwondering, so dit vra van ons 'n kyk agter alles wat besig is om aan die gang te wees. En dan by dit stil te staan, te smil. Bly 'n oomblik by hierdie woorde, bly 'n oomblik by hierdie gevoel wat by jou opkom, by jouself. Die verwondering van 'n kind wek gewoonlik verwondering in ons.
En ons dink, is dit nie wonderlik, dat 'n kind so verwonderd kan wees nie. Om dit te erken, hierdie ervarings, by dit stil te staan, dis 'n epifanie. En dan bewustelik te leef. Jy weet, Herodes is 'n bewussyn wat hy ontvang het dat Christus gebore is, het nie groot opgewondenheid by hom gewek nie. Want hy was te selfbewus gewees. Hy het dadelik gewonder oor wat 'n voordeel hy daaruit kan kry en wat dit hom gaan kos. En hy wou ontslaa raak daarvan. Die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle kan presies die skrifte uitlê, wys waar dit gebeur, maar dan gaan hulle maar net weer aan met alles waarmee hulle besig is en tempeldienste doen. Hulle kom nie by Jesus uit nie. Dis die wyses wat reageer, wat die prys betaal, wat hulle self verplaas. Dit kos hulle iets, hulle gee iets op. Hulle let daarop. Hulle ervaar blydskap. En dit is waaroor Kersfees eintlik gaan. Oor hierdie diepe belewenis van 'n avontuur, van God wat besig is om in hierdie wêreld te werk, al is dit polities deur mekaar. Al is daar soveel onrus. En as daar soveel verskillende botsings en goed wat besig is om plaas te vind, kan ons met dankbaarheid en met 'n nuwe energie gaan en ons vat 'n ander pad, soos hierdie wyse manne terug. So, hier is die uitnodiging, om wakker te word vir die lig wat daar alreeds skyn. Nie net om te weet daarvan nie om dit te probeer beheer en te gebruik om te kyk, wat kan ons daaruit kry nie, maar om te ontvang, oor te gee, te volg, met dit te leef. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Ons dankie vir Kersfees, en vir hierdie tyd wat vir ons voorlê, waarin ons net weer let, aandag skenk, wakker word, oopmaak, oorgee, om iets van U wat kom, wat besig is om te kom en wat na vore kan kom in ons. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen.